Dis nie jou oorwinning nie. En vanoggend wil ek vir jou sê, jy hoef nie te soek vir oorwinning nie. Jy kan instap in oorwinning. It's done. It's finished. Ja, maar wat van die duiwel? Wat van hom? Hy weet hoe voel dit om 'n loser te wees. Is jy gereed vir die woord? Ons moet altyd gereed wees vir die woord, ons moet altyd 'n honger hê na die woord van die Here, want geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord. En hoe meer tyd ons in die woord spandeer, hoe meer word ons geloof gebou, en hoe meer geloof ons het, hoe meer gaan ons reg kry in die lewe. Want ons wandel nie deur aanskoue nie, maar ons wandel deur geloof. En geloof praat van 'n onsigbare dimensie waarin ons funksioneer, wat groter is as die sienlike dimensie, wat eintlik 'n groter realiteit is as die sienlike dimensie. En dis waar ons deurbraak lê, is ons geloofswandel is wat in die onsigbare dimensie is. Ja, en ek dink nie ons besef altyd. So in die week wat ek met iemand gesels, in 'n beradingssessie, en ek sê vir die persoon die volgende, ek sê, ons het nie 'n idee, en jy het nie 'n idee wat werklik in die geestesrelm aan die gang is nie. As ons moes insien in wat aangaan rondom ons. Ek dink dit was Elia, wat op 'n stadium toe hulle wakker word die oggend, toe sy diensknegt hom wakker gemaak, want hy was vreesbevange, want daar was 'n koning wat hulle gevange wou kom neem met sy leermag. En Elia was baie rustig geweest. En al wat hy vir hom bid, hy sê, Here, maak hierdie diensknegt se oë net oop. En toe die Here die diensknegt se oë vir 'n oomblik in die geestesdimensie oopmaak, toe sien hy maar, hier is 'n hele ander oorlog aan die gang. Die stryd lyk heeltemal anderste, want daar waans van vuur reg rondom hulle in die geestesrelle. En ek wil vir jou sê dat daar in jou lewe, soos jy vanoggend hier sit, is daar 'n dimensie wat aktief aan die gang is, en dis die geestesdimensie. En ek en jy het 'n invloed. Ons het 'n invloed op daardie dimensie. Jou lewe beïnvloed daardie dimensie. Jou keuses beïnvloed, jou optredes beïnvloed daardie dimensie. En weet, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En dis waar die vyand ons wil gevang hou, is om 'n stryd te voer in die sienlike relle. Stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, wat Jesus reeds oorwin het. En wanneer ons in die geestesdimensie inbeweeg, beweeg ons in 'n dimensie waar daar reeds oorwinning behaal is. En ek wil vanoggend juist praat oor hierdie konsep van wen. Wie van julle het al gehoor van wen? Wie van julle het al te doen gehad met wen? En ek wil praat oor oorwinnaars. Praat die Bybel oor oorwinnaars? Ek gaan volgende vir jou wys, natuurlik, verseker praat die Bybel oor oorwinnaars. En in my voorbereiding kom ek agter, Here, maar daar word baie meer oor wen en oorwinning gepraat as baie ander onderwerpe in die Bybel. En ons moet dit verstaan, want ons het so 'n of ander konsep in vandag sê, ek weet nie of dit 'n generasie ding is, ek sal nooit vergeet nie, ek was betrokke die jare toe my seuns nog jonger was in die billetjie rugby, en ek was die voorsitter van die billetjie rugby komitee op daai stadium gewees, seker omdat ek nou baie seuns gehad het, en weet so 'n bietjie ondervinding en afrigting gehad het, en ons het 'n vergadering nou voor die tyd met die mammas en die pappas, en weet hierdie vergadering, en ek sal nooit vergeet, die een mamma se aanmerking, toe ons nou in hierdie vergadering is, toe sê sy wil net vra, gaan dit gaan oor wen? Want sy weet nie wat is hierdie ding van wen altyd nie. Ek sê van mevrou, moenie bekommerd wees nie. Ek leer my spannetjie die volgende. Winning is not everything, it's the only thing. Want ons klim op daai veld om te wen. Ek gaan nie deelneem net om, jy kry 'n deelname bekertjie nie. Ons klim op die veld om te wen. Want daar's iets in ons menswees wanneer dit kom by wen. Nou, bly met my, want oorwinning lyk bietjie anders as wat ons soms dink oorwinning is. Oorwinning lyk nie vir almal dieselfde in 'n oomblik nie. Hierdie naweek is ons weg Bloemfontein toe, ek was daar in Bloemfontein, en my seun daar rugby gespeel, en dit is net een wedstryd na die ander wedstryd, en dit was dan amper die hele Pretoria was in Bloemfontein, want dit was hele saamgetrek met die twee skole wat daar was, by die skole in Bloemfontein, en die hele dag gaan oor, het julle gewen?
En die hele dag gaan oor gelukwensing van wen en koppe wat hang vir die wat verloor het, want ons kan ook natuurlik nie praat oor oorwinning as ons nie saam met oorwinning praat oor verloor nie, want hoe lyk verloor vir ons? Net miskien net om die fondasie te lê oor die Bybel, praat hy oor oorwinning en praat oor oorwinnaars, want julle vra nou waarheen gaan ons gaan iewers heen, want ons moet verstaan, ek dink oorwinning gaan baie meer oor 'n mentaliteit, 'n gedagtegang, as om iets te bemag. Hoor wat sê hy in Openbaring, en hy praat hier baie duidelik in Openbaring nogal van alle plekke wat ons volgende by begin. Openbaring 2 vers 7, hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Die boom van die lewe is die boom wat jou die ewige lewe gee, wat natuurlik verwys na Jesus. Openbaring 2 vers 11, nou ek weet in elkeen van hierdie hoofstukke en gedeeltes kan ons nou baie uitbrei, maar ek wil vanoggend net die fondasie lê van die woord praat van oorwinnaars, en daar's 'n loon, want dis die ding van wen, daar's 'n beloning in wen. Daar's resultate in wen en verloor, maar die resultate van wen is 'n beloning. Openbaring 12 vers 11, hy sê wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Jy geweet daar's 'n tweede dood. Ons dink nie altyd so ver daarin nie. Want ons dink baie keer, weet, ek moet net my dinge so beplan vir my afsterwe en vir my begrafnis, maar daar's 'n tweede dood wat beïnvloed word. En hy word beïnvloed of ek gewen het of nie gewen het nie. Vir die wat oorwin, dis interessant, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Vir die wat dan nie oorwin nie, Openbaring 2 vers 26, hy sê aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Sjoe. As ek die Bybel so lees, en ek daar's groot beloning in oorwinning. So dis nodig dat ons weet hoe lyk hierdie oorwinning. Wat is die definisie van hierdie oorwinning? Openbaring 3 vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Nie van julle nie, maar ek sal hou van hierdie beloninge wat hier opgeskryf is. Naam geskryf in die boek van die ewige lewe, wit geklede klere, dis soveel belonings in oorwinning, want oorwinning is gelyk aan beloning. En saam met die beloning is daar feesvieringe, want ons vier fees wanneer ons oorwin. Maar as ons gaan kyk na die teenoorgestelde, die wat nie oorwin nie, is die wat verloor. En die wat verloor kry nie die prys nie. Die konteks van Openbaring, as jy na hierdie 2 hoofstukke gaan kyk waar ons dit gelees het, is die konteks, praat hy van elkeen, die wat oorwin is die wat hulle bekeer het. Die woord bekeer is die woord wat gebruik word in hierdie konteks metanoio. Die woord metanoio is die wat hulle gedagtes vernuwe en verander het. Metanoio is to change your mind, to think differently. Wie het oorwin? Die wat anders begin dink het. Die wat hulle bekeer het, is die wat oorwin het, en daar wagge, en hierdie belonings as julle gaan lees, en saam met kyk, weet ons die boek van Openbaring gaan oor die ewige lewe. En hy praat hier oor 'n ewigheidsbeloning. Daar's belonings hier op aarde, jy kan 'n wedloop wen en jy kan 'n medalje wen, wonderlik, jy het 'n beloning gekry, 'n medalje om jou nek, maar daar's 'n kroon wat nie gaan verwelk nie, 'n ewige kraans eintlik wat jy gaan kry as jy by die wenpaal uitkom. Paulus skryf in sy lewe, hy sê ek het die wenpaal gehaal.
Nou, soos ek sê, oorwinnings lyk verskillend vir verskillende mense. Weet ek sien van die spanne dan hou ek die spanne dop is nou lekker. Ek geniet die sport en ek geniet om rugby te kyk en ek geniet wen natuurlik baie goed. Dit is lekker om te wen, maar dan sien ek van die spanne is agteraan, hulle 0 punt op die bord en die ander spanne dalk al 30 of 40 punt op die bord en dan wil hulle koppe amper hang en dan kom hierdie span en hy het net hierdie deurbraak vir daai oomblik en dan gaan druk hulle 3 en dan het hulle daarom 5 punt op die bord en dan juig hulle en hulle is bly want dit is nou vir hulle in daardie oomblik 'n oorwinning. Die ander een persoon, as jy nou by atletiek byeenkomste sal so net bly wees dat hulle het 'n oorwinning behaal want hulle was eerste dan, maar vir die volgende persoon is die oorwinning, ek het die wenpaal daarom gehaal. Dit was vir my oorwinning. Vir oorwinning lyk verskillend. Vir 'n Protea cricketspeler is daai oorwinning, ek het nou 50 lopies gehaal, maar vir 'n klein seentjie wat die eerste keer 'n cricketbat in sy hand vat en hy net daai bal raakslaan, is vir hom 'n oorwinning. En pa juig en ma juig, hy het die bal raakslaan, my kind het daarom nie my bolskills gekry nie, hy het beter bolskills gekry, okay. Daar's verskillende oorwinninge en ek wil volgende met jou praat oor jou lewe. Ons het in ons lewe plekke wat ons oorwinnings moet behaal, maar ons waardeer soms nie die klein oorwinnings nie, want daai viering van daai ouetjie wat die eerste keer daai bal raakslaan en daai Protea speler wat 50 lopies slaan, wie se oorwinning is die grootste? In daai oomblik is albei se oorwinnings ewe groot. Want ons almal het 'n ervaring in ons menswees wanneer ons wen. Waar jy oorwinning behaal. En jy sien daar's 'n plek wat ek en jy in ons geestelike lewe moet wandel in oorwinning wat die Here vir ons bestem het. En klaar bewerkstellig het. En ons moet leer om in daardie mentaliteit van oorwinnaars in te stap. Want daar's 'n beloning vir 'n oorwinnaar, maar iemand wat nie oorwinnaars mentaliteit het nie, iemand wat nie deelneem om te wen nie, gaan nie wen nie. Punt. Gaan alles oor 'n gedagtewêreld van hoe gaan ek hierdie wedloop aanpak? Hoe gaan ek op hierdie veld klim? Met watse mentaliteit? Gaan ek op die veld klim net om, ek het ten minste deelgeneem? Of gaan ek klim op die veld om te sê, maar ek wil die beloning smaak van oorwinning? En net so moet jy in jou lewe besluit maak om te sê, ek kan vaar nou maar, ons ou spannetjie, ons is maar so gewoond om te verloor, as ons opklim op die veld, dat ons net die wedloop, net die wedstryd net kan klaarmaak, dat ons daarom net al twee halftes, want baie keer stop hulle die wedstryd vroeg as die skor te hoog is. So hopelik, gaan ons wedstryd vroeg stop vandag. En dis baie keer die mentaliteit. Want jy sien, jy het gewoond geraak, ek is maar nie verloor kant, so hoekom moet ek alles gee? Dis die gevaar, en dis presies waar die vyand ons gevange wil hou, is om te sê, jy het al verloor, soveel keer het jy al gefaal, hoekom weer probeer? En ons gee op probeer, ons gee op die mikpunte, en die wenpale wat ons graag wil behaal, weens ons ervaring in mislukking. En mislukking kweek 'n mentaliteit van verloor, dis maar wie ek is, en ek moet dit nou maar aanvaar. En net so moet ons versigtig wees, want die vyand wil jou soos 'n mislukking laat voel. En hy wil jy moet opgee, want hy wil jou oorwin. En ek wil teruggaan na seker een van die eerste nederlae in die Bybel, en dit is heel in die begin in Genesis hoofstuk 4. Buite aan Adam en Eva, wat ons weet nou regtig eintlik die stryd verloor het teen die versoeking, wil ek gaan na die eerste gebore mense, en dit is natuurlik hulle kinders, Kain en Abel. En dis iets vir ons te leer hierin, in die lewe wat ons voor versigtig moet wees, en hoe maklik ons vervalle kan raak in 'n plek van mismoedigheid, en mismoedigheid gaan maak dat ons die stryd verloor waarin ons is. Is julle met my volgend? Dit is baie stil. God het jou geroep tot oorwinning. Want dis al wat ons God ken. Hy ken nie nederlaag nie. Genesis 4, vanaf vers 3, hy sê, na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Kain
se offer word verwerp. Abel se offer word aanvaar deur God. Wat is die rede hiervoor? Wat is die rede hoekom God die een se offer aanvaar en die ander se offer nie aanvaar het nie? Nou, daar is 'n klomp verskillende redenasies, maar ons kan gaan na die boek van Hebreërs hoofstuk 11 praat oor die geloofshelde, en hy het verduidelik daar in Hebreërs hoofstuk 11, wat is die rede dat Kain se offer nie aanvaar is nie en Abel se offer aanvaar is, en dit kom leer ons so 'n bietjie iets oor geloof, want Hebreërs 11 vers 6 sê dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want die wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van wie hom soek. Wat kry ons in oorwinning? Beloning. So Kain en Abel bring 'n offer aan God. Albei bring 'n offer. Die een was 'n landbouer en die ander was 'n boer wat met vee geboer het. So hulle het verskillende offers gebring. Gaan dit oor die offers wat hulle gebring het? Nee, dit gaan oor die gesindheid waarmee hulle dit gebring het. God kyk nie, vanoggend het elkeen iets in die offermandjie gegooi. Dink ek God kyk na die bedrag? Of kyk hy na die gesindheid? Want hy het 'n blymoedige gewer lief. Kyk, ek weet en ek verstaan dit, en mense is allergies vir geld predik in die kerk. Ek gaan nie oor geld predik nie, moet nie bekommerd wees nie. Maar soms het ons ook nodig om vir mense te leer wat die beginsels is in gee, want anders gaan jou gee ook nie vir jou tel nie. Gaan jy nie resultate beleef nie, want die leer ons, God aanvaar die een se offer, maar die ander se offer het hy nie aanvaar nie. En waaroor gaan dit? Hy sê dat Abel het in geloof geoffer aan God, en Kain nie. En nou wat ons kan sien, daar's bietjie meer inligting oor Abel se offer. Abel het die eersgeborenes, nou gewoonlik is die eersgeborenes die beste, die belangrikste. En Kain het maar net hy het maar net sy offer gebring. Dis maar net amper so, weet jy, ek bring maar aan God, want ek moet. En God het dit nie aanvaar nie. En ons moet weet en verstaan dat God word behaag deur geloof. Wat sê geloof? Geloof sê ek gee my beste vir God. Ek gee my eerste vir God. Ek sit hom nie een kant ook nie. Ek sit nie God iewers in die rangorde nie. God wil nommer 1 wees in ons lewe. Hy wil die beste van my en jou hê. Hy wil jou hele fokus, jou hele aandag hê, soos om aanbid, soos ek nou genoem het. Kain se word verwerp. Maar hier is die ding. Hier's waar die nederlaag begin. Ons almal het al 'n smaak van verwerping gehad in die lewe, is dit nie waar nie? Wat sê verwerping vir jou? It's not good enough. Jy is nie goed genoeg nie. Maar God het nie vir Kain gesê, hy is nie goed genoeg nie. God het gesê, jou offer is nie goed genoeg nie. Want God is jaloerse God. Hy soek alles. Hy soek die beste. Hy soek dat ons hom behaag en ons hele lewe aan hom kom offer en alles wy aan hom en vir hom die beste bring in ons lewe, maar Kain kon dit nie doen nie, want Kain was meer gefokus op homself en wat hy het as wat hy gefokus is op wat God gaan behaag. En God het dit nie aanvaar nie, maar hier is die resultate van verwerping en elkeen van ons het al verwerping beleef in ons lewe, maar hier is dis wat verwerping aan ons kom doen. Hoor wat gebeur met Kain nadat hy verwerping beleef het en God sy offer kom verwerp en sê, it's not good enough, ek aanvaar dit nie, dit was nie vir my goed genoeg offer nie. Hy sê, toe word Kain baie kwaad. Wie van julle was al kwaad? Die resultaat van verwerping is kwaad. Verwerping wek emosies op en verwerping laat toe dat ek en jy nederlaag ly oor emosies. Een van die gevaarlikste goed in jou lewe is emosies. Want emosies word ons dryfkrag en ons maak besluite vanuit die manier hoe ons voel op die oomblik en dan het ons besluite wat gewoonlik daardie woordjie opwek wat ons noem spyt. Wie van julle daai woordjie al opgewek uit die dood uit? Okay. Spyt, want ek het 'n besluit gemaak in die oomblik, want ek voel nou so, en omdat ek nou so voel, het ek nie beheer oor my emosies nie, maar ek ly 'n nederlaag teenoor my emosies, en ek gee my emosies die beheer, en die emosies maak dan my besluite, en dis nie goddelike besluite nie, dis emosionele besluite, want Kain was baie kwaad. Kwaad is 'n emosie, want hy was verwerp gewees. Hoekom was hy verwerp gewees? Want hy het sy eie verwerping veroorsaak.
Hy het dit nie gedoen soos hy dit veronderstel was om te doen nie. Daar was 'n manier en duidelike voorskrif hoe hulle dit moes gedoen het, wat God vir hulle moes uiteengesit het, want hoe het hulle geweet hulle moet aan God offer? Iewers moes iemand vir hulle gesê het, of God, want nou God het daar met die mens direk gepraat, het hy vir hulle gesê, en dis hoe dit werk, of dalk het Adam en Eva vir hulle vertel, dis hoe dit werk, want jy sien, hoe kom as ek offer was eer aan God, offer sê ek kom wy myself aan God, ek kom plaas my fokus op God. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. Daar's 'n plek wat ons swakheid beleef. Dis moeilik om te oorwin in swakheid. Oorwinning smaak saam met krag. Hierdie verwerping wat ons beleef, kom tap in ons. Dit kom dreineer ons energie, en wat gebeur? Hy sê Kain, sy hoof het gehang. Miskien kan ek dit deurtrek, blaai gou saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 7 toe. Baie bekende gedeelte, miskien net vir 'n oomblik, ek het dit nou nie beplan nie, maar hoeveel getroude paartjies is hierso? Net om vir hierdie te bewys, wat verwerping aan jou kan doen. Kyk, 1 Korintiërs hoofstuk 7, nou. Ek gaan nou vir die skrifgedeelte kry. Hy sê, vers 3. Ek kort nou my brille. 1 Korintiërs 7 vers 3. Kom ek gaan dat dit net makliker is om te lees. Maar ek wil vanoggend net vir jou wys. 1 Korintiërs 7 vers 3. Ekskuus. Ek is by. Die man moet aan die vrou die verskuldige welwillendheid bewys. En net so ook die vrou aan die man. Kyk nou, ons praat hier in die konteks van huwelik. Ons praat hier in die konteks van intimiteit. En hoor wat gebeur? Wat is die resultate? As jy die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man het ook nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. So jy het mag oor mekaar se liggame in die huwelik. Weet jy dat die huwelik is die enigste plek waar dit toelaatbaar is om die vlees sy reg tot begeertes te gee, in te gee. Dis hoekom God vir ons deel van hoekom hy vir ons huwelik gegee het. Want die vlees het hartstogte en begeerlikhede. Die enigste plek waar die begeerlikhede van die vlees bevredig mag word, is binne die grenslyne van die huwelik. Want ons almal is gebore en is in ons ingebore, daar's begeerlikhede in die vleesdimensie. God kom gee die huwelik en hy sê in hierdie konteks mag jy bevredig word, maar as dit nie gaan gebeur nie, hoor wat hy sê. Hy sê 1 Korintiërs 7 vers 5, onttrek julle nie aan mekaar nie. Behalwe deur wederwysige ooreenstemming. Hoor mooi. Hy sê vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te by. Die een het vir my gesê, my vrou dink ek vas al baie maande lank. Hy sê, hoor mooi, kom weer by mekaar. Hoekom? Met mekaar nie verwerp nie. Kom weer by mekaar sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Daar's 'n plek wat jy verwerping, wat jy swak word, omdat jy verwerping beleef. Kain het swak geword, hy het sy hoof laat hang. Hoor wat sê God vir Kain? So ons terug gaan in Genesis. Hy sê Kain het sy offer nie aangesien nie, vers 6, hy sê, en waarom is jy kwaad, waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Daar's beloning, daar's opheffing as jy aanvaar word. Jy kry die beloning van aanvaarding wanneer jy goed doen. Hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. Moet mekaar nie weier nie. Hoekom? Want die sonde lê en loer voor die deur. Sodat julle nie in 'n gebrek van selfbeheersing in swakheid gevang word nie. Sien en kyk om na mekaar. Maak mekaar sterk. Dis in die konteks van die huwelik, maar ek wil vir jou sê vanoggend, die konteks verwys ook na ons geestelike lewe. Pas op vir die emosies wat jy beleef. Pas op vir die kwade gevoelens wat in jou hart is. Pas op vir wat verwerping en die teleurstellings in die lewe aan jou kom doen het, want dit kom steel die oorwinnaarsmentaliteit by ons.
En dit laat ons koppe hang, sodat die sonde die oorhand kry oor ons lewe. Wat God kom waarsku, God persoonlik hier aan die woord met Kain. Hy sê, as jy goed doen, hy sê die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou. As jy nog nooit begeerd gevoel het nie, wil ek volgende vir jou sê, goeie nuus, die sonde begeer na jou. Hallo? Is baie stil in hierdie charismatiese kerk vanoggend. Kerk, ons gaan iewers heen, nie bekommerd wees nie, maar die realiteit is, sonde is nog 'n realiteit. Sonde is nog steeds daar, en hy het 'n begeerte, en hy lê en loer vir jou, en hy wag vir jou, nie op jou hoogtepunt nie. Hy wag vir jou op daai laagtepunt. Hy wag vir jou op daai swakpunt. Hy gaan jou verlei wanneer jy op jou hongerste is. Eers na 40 dae in die woestyn het hy vir Jesus gesê, maak hierdie klippe brood. Hy het nie dag 1 of dag 2 vir hom gesê nie. Hy het gewag dat hy goed honger is, want hy wag dat jy op daai laagtepunt is. Mevrou, jou man gaan daai versoeking kry op daai laagtepunt. Meneer, jou vrou gaan daai versoeking kry op daai laagtepunt, nie op daai hoogtepunt nie. Geestelik gaan ek en jy versoek word, as ons nie sterk is nie, gaan ons in die versoeking val, wanneer ons nie geestelik sterk is nie. Wanneer ons nie deel, wat kom deel van ons, wat kom steel van ons, is juis ons emosies wat ons beleef vanuit verwerping of teleurstelling. Kain se kop het gehang en God sê van pas op, want daar's een wat na jou begeer. Julle het die deur oopgemaak toe julle geëet het van die boom. Julle het die deur vir sonde oopgemaak op hierdie wêreld, en sonde het 'n resultaat, en die resultaat, die loon van sonde, wat is sonde? Is 'n neerlaag. Jy beleef 'n swak punt. Jy gee in vir die begeertes. En wat gebeur? Hy lê en loer vir jou, sy begeertes na jou. Maar hoor wat sê, wat's God se opdrag? Maar jy, hoor mooi kerk vanoggend, maar jy moet daaroor heers. Daar's 'n realiteit, en hy wag vir jou om jou kop te hang. Hierdie ouetjie wat ons noem sonde, te begeerte na jou. Maar sy tydsberekening is op daai plek van swakheid. Daai plek van mismoedigheid. Daai plek wat jou kop hang. Want die lewe boelie ons somtyds. En dis so, kerk. Dis realiteit. Dis waar. Dat die uitdagings is nie maklik nie. En ek staan nie volgende voor jou en sê, wel, en ek wil jou kom aankla as 'n sondaar nie. Hoor mooi, ek gaan iewers heen, want ons wil oorwinnaars wees. En daar's vir ons oorwinning. En jy moet dit besef. Maar te maklik, ag, my pa het dit maar ook so gedoen, en nou doen ek dit ook nou maar. So dis maar wie ons is. Hierdie gewoonte, kom maar deur die familie. Dis maar wie ons is. Dis 'n mentaliteit wat nooit kan wen nie, want jy aanvaar dinge soos dit is. Ek wil net deelneem, ek wil nie wen nie. Kan ek vanoggend jou net herinner? Winning is not everything, it's the only thing. Jy het nodig om te wen, want daar's 'n beloning wat vir ewigheid wag, vir die wat wen. Wie is die wat wen? Die wat beheer vat. Kain, jy moet heers. Daar's twee goed wat ek beleef, my hele ervaring met berading, daar's twee goed wat jou kop laat hang, en so op 'n plek kom, is twee goed is een, is of skuldgevoel, of kwaadgevoel. Skuldgevoel is jy het self oortree, en ek voel skuldig, en ek is nie gemotiveerd nie, want skuldgevoel is die band waarmee sonde ons bind. Dis die kettinge wat ons gedagtes kom bind. Of jy's kwaad, hoekom sal jy kwaad wees? Want iemand het teenoor jou oortree. En dan hang ons koppe. Ek is nie lus vir die kerkmense, want iemand het weer op my plek gesit vanoggend. Kwaad, nou hang jou kop sommer in die diens. Nou wil die pastoor hê ons moet dan bid en ons fokus op die Here sit, maar die tannie weet mos ek sit daar altyd. Dit was nou nie julle nie, ek hoor by die ander kerke gebeur hierdie goed. Ons kan lag hier oor mense, maar ek praat hier oor maar in ons lewe deel ek en jy seker daagliks met die uitdaging van kwade gevoelens of teleurstelling.
Skuldgevoelens, en dis waar sonde ons wil kom bind. En ongelukkig met die fout wat Adam en Eva gemaak het, het hulle die sonde die oorhand gegee en het die dood ingetree, want die angel van die dood is wat? Is die sonde. Die dood het beheer oor ons gekry, want die loon van sonde is die dood. So wanneer jy sondig, het die dood seggenskap oor jou. Het hy gesag oor jou, want dis die loon, dis die resultate, met ander woorde, die vrug van sonde is die dood. En wat gebeur volgende met Kain? Hy verloor die stryd teen die sonde. God sê, Kain, jy beter heers, jy moet jou kop optel, Boeta. Kom oor hierdie verwerping. Doen iets omtrent. Jy moet kies of jy gaan toelaat dat verwerping oor jou heers, of jy gaan opstaan en begin heers oor dit. Maak dinge reg, doen dinge beter, staan op en doen iets omtrent, want jy is die een wat hieroor moet heers. God het nie of ons nie worry, Boeta, ek sal die sonde vir jou uit. Nee, julle het sonde seggenskap gegee. Julle het sonde reg gegee op aarde. Julle het sonde autoriteit gegee deur nie my wil te doen nie en ongehoorsaam te wees. Maar nou moet jy die verantwoordelikheid neem en jy moet heers oor die sonde. En ons weet wat die resultaat is. En Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, vers 8, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Nee, dis ekstreem om die dood te laat heers. Jy maak sommer jou broer dood. Hoekom? Want sy kop het gehang. Hy was 'n oomblik van swakheid en hy het die sonde die oorhand gegee en die sonde het hom gedryf waar die dood inkom om sy broer dood te maak. En vir die res van die mensdom was die mensdom skuldig aan die bloed van Abel. Want die bloed van Abel het uitgespreek uit die aardbodem. Ek het vir jou goeie nuus. Ons as mens kon deur die eeue deur nie wen nie. Ons het verloor keer op keer teen die sonde. Wat is verloor? Dis mislukking. Dis 'n nederlaag. Verloor is om nie te wen nie. Of 'n ander definisie is om oorwin te word. Om iets toe te laat om oor jou te heers. Hoor dit skryf Petrus in 2 Petrus 2 vers 19, hy sê, want waar 'n mens deur oorwin is, want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Geen slaaf kan wen nie. Is 'n mentaliteit van slawerny, wat jy vasgevang is en daar beheer gevat is oor jou lewe, want 'n slaaf het nie beheer oor sy eie lewe nie, maar ander beheer sy lewe. En hier is die ding, kerk, hoeveel keer het ons toegelaat dat ander mense se optredes ons optrede bepaal? Ek het 'n mentor wat altyd vir my gesê het, moenie lewe volgens ander mense se keuses nie. For those who anger you, control you. Daai wat jou kwaad maak, daai padreëls oortree, al wat jy doen, jy gee hulle beheer van jou lewe. Jy gee hulle beheer van jou emosies. Dis 'n nederlaag, kerk. Ek en jy as kinders van die lewende God, wat geesvervulle manne en vroue is, moet weer leer om in oorwinning te wandel, om te sê, ek gaan nie toelaat dat die wêreld en die omstandighede en ander mense se oortredinge oor my kom heers nie, want ek is nie 'n slaaf nie. Maar as ek toelaat dat dit oor my heers, dit wat oor jou heers, maak van jou 'n slaaf. As ek toelaat dat die emosies oor my kom heers, as ek toelaat dat die sonde en ander mense se oortredinge, die kwaadgevoelens oor my kom heers, dan gaan ek nie in vryheid leef nie, want dan gaan ek 'n slaaf wees, slaaf van ander se oortredinge, en ek raak 'n slaaf van my eie teleurstellinge, want daardie skuldgevoel bind my en hou my in slawerny, dat ek gediskwalifiseer word, en ek diskwalifiseer myself, want ek voel skuldig. Ek is nie goed genoeg nie. God kan my nie gebruik nie. Hoekom sal die Here 'n man soos ek wil gebruik, of 'n vrou soos ek wil gebruik? Kyk my foute, kyk my teleurstellings, kyk hoeveel keer het ek al gefaal in die lewe. Dis 'n nederlaag, dis 'n verlodersmentaliteit, maar God wil vir jou vanoggend kom sê, ek het jou geroep vir oorwinning, want ek wil jou beloon in die ewigheid, want jy moet 'n oorwinnaar wees. En daarom het ek my seun gestuur,
om die ultimate oorwinning van alle eeue te behaal, sodat jy kan lewe en kan wandel en kan dink binne in sy oorwinning. Een nederlaag lei na slawerny. Slawerny is 'n resultaat van 'n nederlaag. As jy nog enige vorm van verslawing in jou lewe het, moet jy weet, jy het nog nie gewen nie. En God soek niemand in slawerny nie. Soms breek my hart vir die kinders van die Here wat nog vasgevang is. In een of ander vorm van verslawing, want dit breek die Vader se hart. Want hy wil hê sy kinders moet in oorwinning begin lewe, in vryheid begin lewe, want elke keer as jy oorgee vir 'n verslawing, dan skop die skuldgevoel van voor af weer in. Ek weet nie of jy verstaan wat gebeur as jy oorgee aan verslawing in die geestelike riem oor jou lewe nie. Meneer of mevrou, as jy vir daai rekenaar staan en daai knoppie, daai website, dis 'n ewel in vandag se tyd. Hy goed wat so oppop, hy lê en loer vir jou. En pas op. Moenie dink, daar's groot godsmanne wat geval het. Eendag wil iemand 'n vinger verwys het en sê, ek bly jy stil, Boeta. Nie een van ons is gevry waar nie, is die genade van die Here, die krag van die Heilige Gees, wat ons help in oorwinning. Want hier is die ding van oorwinning. Ek het gister gesien daar langs die veld, jou oorwinning hang baie af van wat se span jy in is. Al die blou bulle sê amen. En hier is die ding van oorwinning. Oorwinning, weet soms, en verskillende sporte is verskillend. Ek sê altyd, ek leer my seuns, ek sê as jy rugby speel, jou oorwinning is afhanklik van die vriend wat langs jou is, want elkeen het 'n posisie en elkeen het aan daai posisie 'n rol om te speel en dis 'n spansport, maar interessante sport soos cricket byvoorbeeld, en almal ken dalk nie die sport nie, maar cricket is eintlik 'n individuele sport wat in 'n span gespeel word. So jy kan net jou beste doen op jou oomblik wat jy daai bal in die hand het of daai cricketbat in die hand het, moet jy jou beste gee, maar jou beste gaan vir jou span die oorwinning gee. En die vraag vanoggend is, wat se span is jy? En wat se span is ons? Een van die neefies eendag sê my, nee oom, ons speel hierdie naweek teen hierdie skool. Onmiddellik, hoor ek. Ons weet ons gaan verloor. Ek sê, Boeta, sê gou vir my, die oukies teen wie julle speel, is hulle net so oud soos jy? Ja, hulle is net so oud soos ons. Ek sê nou, ouderdomsgewys, menswys, is hy seun net soos jy. Ek sê, maar hoor nou net, julle laat is 'n naam julle intimideer. Want voor die tyd klim op die veld van ons gaan in elk geval verloor. Maar jy vergeet wie jy is. Want jy word gemanipuleer en intimideer deur 'n naam. Maar as jy kan opstaan en sê ek weet wie ek is in Christus Jesus, gaan ek nie meer bang wees vir 'n naam of 'n intimidasie nie, want oorwinnaars kan nie geïntimideer en gemanipuleer word nie. Jy sien, ek en jy het met 'n oorwinnaarsmentaliteit het, hoor jy goeie nuus, en ek haas myself, 1 Korintiërs 15 vers 55, en ek het so baie om te praat oor oorwinning, ons gaan dalk volgende week dalk aangaan hieroor, maar 1 Korintiërs 15 vers 55, hy sê, dood, waar is jou angel? Hoor die goeie nuus, wat is die angel van die dood? Doodryk, waar is jou oorwinning? Want die doodryk het vir baie eeue, het hy 'n angel gehad, vir baie eeue, het hy oorwinning gehad, maar ek wil volgende vir jou sê, daar's goeie nuus. Die angel van die dood, hy sê die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hy het die angel van die dood kom uitdruk. As die skorpioen vanoggend hier was, en sy angel nie meer daar is nie, gaan ek bang wees vir hom? Nee, want hy het geen gesag nie, hy het geen autoriteit nie, sy gif lê, en sy dood lê in sy angel, maar as hy nie meer daardie angel het hy geen autoriteit meer nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, sonde het nie meer gesag oor ons nie. Sonde het nie meer autoriteit oor ons nie, want die dood se angel is deur Jesus Christus uitgeruk. Ek en jy het geen verskoning meer om slawe te wees van sonde nie. Jy kan in oorwinning wandel, jy moet net weer besef in wat se span jy is. Jy moet net op daai plek om te sê, okay, ek meld aan by die span, want hier is die ding.
As ek wil deel wees van daai wenspan, moet ek die coach se drills ook aanvaar. Okay, want hy gaan my bietjie jaag. En hy gaan my dissiplineer, want die span wat gedissiplineer is, het ek gister weer gesien, is die span wat wen. En daarom sê Jesus gemaak disippels. Wat doen 'n disipel? 'n Disipel is iemand wat leerbaar is, wat veranderbaar is, wat bereid is om hulle gedagtes te vernuwe. Jy sien, as ek 'n oorwinnaarsmentaliteit het, moet ek die coach aanvaar in my lewe, en sy naam is Jesus. Hy weet wat dit is om oorwinning te smaak. Hy weet hoe lyk oorwinning, en wanneer hy jou kom afrig, gaan jy oorwinning smaak, want hy is so afrigter wat jou gaan verseker van die oorwinning, want die telling is al reeds deur die bord. Die oorwinning is reeds joune. Ek en jy het geen verskoning as jy voor daardie venstertjie staan en die versoeking daar is. Het jy die krag van die Heilige Gees tot jou beskikking, want julle sal krag ontvang wanneer my Gees oor julle kom en julle sal my getuie wees. Dis moeilik om te getuig as sonde nog die oorhand het oor jou lewe. Maar ek wil vanoggend jou sê, daar's 'n plek van oorwinning, daar's 'n plek van vryheid, daar's 'n plek van heling waar kettinge kan verbreek in die openbaring van die werk wat Jesus volbring het in die kruisdood van Golgotha. Hy het jou kom vrykoop, hy het jou kom loskoop, hy het die angel uitgeruk, sodat ek en jy in oorwinning kan opstaan, sodat ons nie soos Kain kop onderste bo in die lewe sal loop, en die sonde bly heeltyd begeer na ons, bly die oorhand kry nie. Nee, dis tyd om jou kop op te tel, want Jesus het opgestaan. Dis tyd vir jou oorwinning. Ek maak nie saak hoeveel jare jy vasgevang is in iets nie. Ek wil vir sê, wanneer Christus in beweeg en jy in oorgawe lewe en sê, Here, hierso, ek meld aan by die span, wees U my afrigter, be my coach, you will taste victory. Nothing else. Wanneer oorwinning gaan nie deur eie poging nie, en dis dalk waar ons soms dit mis. Ons probeer so hard onsself om iets te oorwin. En dan, as jy oorwin vir so rukkie, en dan val jy weer, en dan voel jy weer teleurgesteld, en jy sit jy met die skuldgevoel, dis die geheim is, gee oor. En besef, dis nie jou oorwinning nie, want die oorwinning behoort aan wie? Dit behoort aan die Here. Spreuke 21 vers 31, hy sê, 'n perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Nie jou eie vermoëns en jou eie pogings en wat jy tot jou beskikking het nie. God bepaal die oorwinning. Vir wie gee die oorwinning? Die wat in geloof na hom toe gaan om te sê, Here, ek vertrou U vir my vryheid, ek vertrou U vir my oorwinning, ek vertrou U, Here, dat U my sal vrymaak van enige vorm van slawerny. I'm not a slave, I'm a child of the living God. Wie is die oorwinnaars? Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het. Enigiemand wat vanoggend hier sit wat Jesus aangeneem het, kan ek net sien, hoor hierso wat sê die woord van die, maak dit persoonlik. Weet, dis die oorwinning, want soms hierdie klein oorwinningkies is wanneer ons die woord vat en dit snap, en dit vir ons openbaring word, wow, maar dit is deel van wie ek is. Ek kan hierdie aanvaar vir my lewe. Ek kan hierdie nou leef. Ek het al, ons het al soveel keer mense gesê, hulle het die vrymakende waarheid al 3 of 4 keer gedoen, en dan hier by die 3de keer, dan snap hulle eers 'n paar ander goeters. En dan word dit vir ons reël, dan word dit deel van ons lewe. Dis daai klein oorwinningkies in ons lewe, dat jy net eers snap. Vir die een nou is dalk 'n oorwinning in sy geesteslewe om te sê, maar ek het vanoggend my 5 minute een kant toe geskuif om net aan die Here te werk. Ek het my een hoofstuk gelees, en die volgende persoon is die oorwinning en sê, weet jy wat, ek het iets anders te gesmaak, ek het beleef die teenwoordigheid van die Heilige Gees, maar dit begin by daai klein oorwinningkies. Ek wil sê, maar ek wil oorwinning smaak, ek wil niks anders te smaak nie. Ek wil wen, ek wil nie verloor nie. Hoor dit sê, maar almal wat om aangeneem het aan hulle het hy die mag gegee. Mag praat van autoriteit, gesag. Om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy sien, daar's 'n tweede dood, maar daar's ook 'n tweede geboorte. Die tweede dood word beïnvloed deur die tweede geboorte. Wie het oorwin? Wil jy volgende weet wie oorwin? Wie is oorwinnaars? Jy sien, hy sê, omdat ons Jesus aangeneem het, kom God die Vader en hy neem ons aan en ons word uit God gebore. Dis wedergeboorte. Jy word gewederbaar deur die woord en die gees. Want nou, die woord en gees
kombinasie, selfs in Genesis lees ons 3, het skepende vermoë, het skepende krag. God kom doen iets nuuts. Hy bring 'n nuwe geboorte hier in die innerlike mens. Wanneer ek Jesus aanneem, beteken dit ek aanvaar hom, ek glo in hom. Nou sê die woord, hy sê maar ons is dan uit God gebore. Hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 4. Kan ek net weer sien wie het almal Jesus aangeneem? So julle is uit God gebore. Daar's wedergeboorte, 'n tweede geboorte wat plaasgevind het. Nie 'n fisiese geboorte nie, maar 'n geestelike geboorte. Want jy sien, in Genesis hoofstuk 3 het die geesmens dormant geraak, hy het gesterf met die sondeval, maar God het sy seun gestuur sodat daai geeste mensie weer aan ons kan opstaan. Nou is ek en jy nie meer net vlees en siel mensie, maar ons is nou ook geestelike mense. Nou sê hy, want alles wat uit God gebore is, wie is uit God gebore? Almal wat Jesus aangeneem het. Alles wat uit God gebore is, wat is die volgende woord? Oorwin die wêreld. Die wêreld in konteks is die sonde-sisteem. Die wêreldsisteem. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Jy oorwin die wêreld, jy is 'n oorwinnaar deur jou geloof in Christus Jesus, jou vertroue op God wat sy seun gestuur het en vir jou geoffer het in die kruishout van Golgotha. Jou oorwinning kom deur jou geloof. Jou oorwinning kom deur die ingeplante woord, want dis wat my geloof bou. Dis wat my help om in 'n oorwinnaarsmentaliteit te lewe en te wandel. Is my tyd dat ek in die woord spandeer, want die woord maak van my oorwinnaar. In Johannes hoofstuk 2 kom leer Johannes ons oor die 3 fases van geestelike geloof, van geestelike groei. Daar's die kindskap, daar's die jongman stadium en daar's daar die volwasse stadium, die vader stadium. Maar van jongman stadium of van kindskap na jongman stadium is daar 'n plek wat ek moet groei en oorwinning behaal. Jy kan 'n kind in die geloof wees en jy kan daar bly as jy nie wil wen nie. Maar jy gaan nie groei geestelik as jy nie gaan wen nie. En hoe wen hulle? Hoe het hulle jongmanne geword? Hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 14. Hy sê aan julle skrywe het ek het aan julle geskrywe jongmanne omdat julle sterk is in die woord van God en julle bly en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Hoe oorwin ek die bose? Ek is sterk in die woord van God. Hoe word ek 'n geestelike jongman? Ek behaal oorwinnings. Moenie vir my sê jy's 'n geestelike jongman en jy het tog 'n verslawing nie, want jy sien jou oorwinning lê in die woord van God wat sterk is en jy bly in die woord van God en dit maak van jou 'n geestelike jongman. Jy groei geestelik. Jou oorwinning lê in die woord van God waarin jy sterk is. Ons oorwin deur geloof, deur die ingeplante woord van God en ons oorwin deur die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees. 'n Bewustheid. Wie van julle wil graag 'n lewe in oorwinning teenoor versoeking? Of word julle nie versoek nie? Ek weet nie of julle in hierdie wêreld bly nie. Word julle almal versoek? Is daar okay, ekskuus. Ek sê bly is 'n paar mensies wat in die wêreld lewe wat ek lewe. Ek belowe jou versoeking gaan kom, dit gaan vandag nog kom, miskien nog voordat jy uit die kerk uitgeloop het, gaan daar versoeking kom. Maar die sonde lê en loer. Maar weet jy wat so lekker? Om te leef in die bewustheid van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Dit is 'n ander lewe. Uitdagende lewe, want hy daag die vleesmens uit. Ek het eendag in 'n fliek gesit en jy sit sommer tydjie en dan voel jy net iets, so onstuimigheid, want hy sê bedroef nie die Heilige Gees. Ek was al in gesprekke van mense wat ek weet net ek moenie hier wees nie. Want hierdie gesprek en eendag het ek sê Heilige Gees, wat is dit? Hy sê jy stel my bloot in wat jy na kyk. Jy stel my bloot in wat jy na luister.
Dis nie gesprekke wat lieflik en loflik en aanneemlik vir God is nie. Dis nie beelde wat aanneemlik nie, jy bedroef my. Jy sien met bewustheid van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Hy is jou krag in die oomblik van versoeking. Hy help jou. Wanneer jou kop so wil hang, dan kom hy net en hy sê, nee, wag, dis nie wie jy is nie. Jy leef in Christus. Jy is deel van die wenspan. Jy gaan nie ingee. Jy gaan nie daai knoppie druk of daai klik nie. Want dis nie wie jy is nie. In 'n bewustheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, 1 Johannes hoofstuk 4 vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin. In 'n bewustheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan jy nie toelaat dat hulle jou meer gaan oorwin nie. Daar's baie hulles in julle lewe. Daar's baie hulles wat ons lewe probeer beheer en ons hulle die plek gegee het om beheer te vat oor ons emosies. Ek sê nie volgens jy moet emosieloos wees nie, maar jou emosies moet onderwerp word aan die Heilige Gees. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is. Wie is die hy wat in jou is? Wie is die hy? Nou hierdie versie moet ek jou waarsku. In die openbaring van hierdie versie gaan jy wegstap en jy gaan besef ek het nie meer verskonings nie. Want hierdie versie kom leer ons dat ons, het soveel keer onsself geval en het ons ingegee, want die vlees het hartstogte en begeerlikhede, Galasiërs hoofstuk 5. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met die hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Hoe kruisig ek dit? As jy vroeër gaan in die hoofstuk, dan sê hy, wandel deur die Gees. Omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Die krag van die Heilige Gees is onbeperk. Die kosbaarheid van die teenwoordigheid, dis hoekom Paulus as die kerk begroet in een van die briewe, sê hy, ek bid vir die gemeenskap. En die woord gemeenskap is die mees intieme band waar daar in 'n verhouding is. Ek bid vir die gemeenskap met die Heilige Gees. In die bewustheid van die Godheid met ons, verander jou lewe, verander jou optrede, verander jou besluitneming. En soms is ek kwaad vir myself, want dan word ek eers na die besluit weer bewus van die Heilige Gees. Dink ek, plek ek voor die tyd net bewus geraak het, sal ek dalk 'n beter besluit geneem het, sal ek dalk beter opgetree het. Maar in die bewustheid is by uitdagende werksomstandighede instap. As jy instap in daai kantore met die bewustheid van die Heilige Gees, gaan hulle jou nie meer kan boelie nie. As jy in daai besigheidsperseel van jou instap in die bewustheid van die Heilige Gees, weet jy, daar's nuwe besigheid, daar's nuwe planne op die horison. Want die Heilige Gees gaan oorwinning bewerkstellig. Want God het ons nie alleen gelos as wesies nie. Ons is nie weeskindertjies nie. Ons is nie vasgevang, Engels praat ons van 'n pity party. En ja, daar is oomblikke, nie wie van julle het oomblikke wat die pity party sou wil inkom, met jouself wil jammer kry. In my verhouding met die Heilige Gees, hy gee my nie baie lank tyd om daai pity party te hou nie. Daar's oomblikke in my menswees, in die vleesmens. Laasweek
Het ons nagmaal gehad, 'n bakkie brood, hy het nog nooit geflop nie, hy het wragtig laasweek geflop. Ek het soos 'n failure gevoel. Want hy het geflop, maar ons hom so 'n bietjie probeer red. Nou shame sis tog. Ja, ek sê vir Therese, ek het soos 'n failure gevoel. Sy sê ag, en sy wil, ek sê Therese, gee my oomblik, laat ek net bietjie soos 'n failure voel, want ek kry nie baie die oomblik nie. Maar sien, soms bly ons in die oomblik. Ja, soms faal ons. Ek sê nie ons moet in ontkenning wees van ons nederlaag nie. Maar wat doen ek? Aanvaar ek dit? Ag, dis nou wie ek is. Gaan op 'n broodbak, so julle gaan nie weer brood kry nie. So. Of wat het fout gegaan? Wat moet ek regmaak? Doen ondersoek en staan op. Want dis my verhouding met die Heilige Gees. Hy gee my nie. Soms sê hy, okay, is jy nou oor jouself? Want dit gaan nie net oor jou nie. Daar's mense wat brood nodig het. Jy sien, ons raak so vasgevang in ons eie ou wêreld en ons eie omstandighede, en ons raak in hierdie put van selfbejammering, en ons raak verloorders. Want 'n verloorder kry homself jammer. Daar is oomblikke, ek sê nie vanoggend ons, maar wanneer jy daai oomblikke beleef, in die bewustheid van die Heilige Gees se teenwoordigheid, dan weet ek hier's 'n belofte, en julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In die week sit ek met iemand in gesprek, en hy vra my 'n klomp vrae, baie vrae. En elke vraag weet ek, daar's 2 kante in hierdie antwoorde. Ek kan in die vlees antwoord, of ek kan in die gees antwoord. En ek dank die Here dat ek meerderheid van die vrae in die gees kon antwoord. Dis hierdie se realiteit, maar dit heers nie. Soms wil ek dit toelaat. Soms as die dinge nie werk nie, of die krag afgaan, dan wil ek, jy wil sommer mis, ag Here, wat maak ons fout, hoekom wil ons dinge nie uitwerk nie? Is ek nie goed genoeg vir U nie? Hoekom verwerp U my? Nee man, staan op en doen dit beter. Want hoe oorwin jy die kwaad? Jy oorwin dit met die goeie. Doen dit beter, Kain. Het jy nou geleer? Ek het dit verwerp en ek kan dit nie aanvaar nie. It's not good enough for me, but do it better. Staan op en doen dit beter. Staan op en doen dit anderste. Verander jou gedagtes van die wat oorwin, die wat hulle bekeer het, die wat hulle gedagtewêreld verander het om te sê, ek is nie meer 'n loser nie. Ek is 'n oorwinnaar en ek is meer as 'n oorwinnaar. Jesus het klaar die oorwinning vir my behaal en ek sal daarin lewe. Ek sal met die prysgeld lewe van sy oorwinning. En laastens, hoe oorwin ons? Hy kom in Openbaring 12 vers 11, hy sê, en hulle het hom oorwin, dis die vyand. Die ou slang, die ou draak is neergewerp, en hulle het hom oorwin. Hoe oorwin jy die vyand? Hoe oorwin jy Satan se aanslag oor jou lewe? Daar's 2 goeders wat hy hierso noem, en wat baie belangrik is. Ek het eerstens genoem, ons oorwin deur ons geloof, ons oorwin deur die ingeplante woord, ons oorwin deur die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Hy sê hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Jesus se bloed het gevloei aan die kruishout van Golgotha. Daar is geen aanklag meer teen jou nie. Sonde kan jou nie meer vashou nie. Jy hoef nie te sit en gebuk en te gaan onder skuldgevoel nie, want hy kom gee vir jou skoon gewete. As jy jou sondes bely, is hy getrou en regverdig om jou te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid, want daarvoor het sy bloed gevloei tot vergifnis van die sondes van hierdie wêreld. Daar's vergifnis vir jou sonde. Moenie meer onder die beheer van sonde lewe nie. Lewe in daai vryheid om te sê, daar's die bloed van die lam. As daar aanklag kom van die vyand, want hy wil die broers aankla, dag in en uit wil hy ons aankla voor die Vader. Dis wie Satan is, hy's 'n aanklaer van die broeders, maar dan kom Jesus en hy sê, Vader, hier's die prys wat klaar betaal is. Daar's geen aanklag meer nie, want die prys is klaar betaal in die kruishout van Golgotha. Dit gee vir ons die oorwinning, dat jy oorwinning kan hê oor skuldgevoel, want ons oorwin deur die bloed van die lam, en die bloed van die lam is juis my getuienis. My getuienis sê, ek maak my mond oop, en ek verkondig dit wat ek glo. Dis nie so persoonlike wetenis, maar my geloof is maar 'n innerlike persoonlike ding. Man, jou geloof gaan geen krag gee, as jy nie uiting gee op jou geloof nie. Want daar's krag van lewe of dood in die tong. Ek moet
lewe spreek. Ek moet oorwinning spreek. Ons oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. It's not about you. Die oorwinning is die span se oorwinning. Jy is die deel van 'n gemeente. Elke oorwinning wat ons smaak is ons oorwinning. Dit is nie jou oorwinning nie. En vanoggend wil ek vir jou sê, jy hoef nie te soek vir oorwinning nie. Jy kan instap in oorwinning. It's done. It's finished. Ja, maar wat van die duiwel? Wat van hom? Hy weet hoe voel dit om 'n loser te wees. Want Jesus het die vyand uitgeklee, oor hom getriomfeer en die openbaarheid het hom tentoongestel en gesê, jy het geen gesag meer nie, want alle mag in die hemel en op aarde behoort aan Jesus. En weet jy wat die goeie nuus is? Ek behoort aan hom. Ek behoort aan die een wat al die mag en die gesag in die hemel en op aarde het. Jy behoort aan hom, want jy's uit God gebore. Wie is die wat die wêreld oorwin? Hulle wat uit God gebore is. Hoor jy dit vanoggend? Jy is uit God gebore. En dit maak van jou outomaties. Jy is deel van 'n wenspan. So wanneer die versoeking kom, mag die waarheid van die woord en die naprediking van die Heilige Gees jou herinner aan wie jy reeds is. Jy hoef nie dit nog te word nie. Jy is dit. Want jy en ek, ons is uit God gebore. Victory is yours. Mag die Heilige Gees jou net begelei, al is dit die klein oorwinningkies, net om hy bal eers raak te slaan. Maar elke klein oorwinningkie lei na groter oorwinnings toe. Begin met die kleintjies en vertrou God. Gaan soos Abel met geloof, met die beste na God toe. En absolute vertroue. En weet net, hy gaan vir jou deurkom. Hy gaan dit raak sien en hy gaan jou beloon, want daar's beloning in goed doen. Ons oorwin die kwaad deur die goeie. Ek wil vanoggend bid vir mense. Jy dalk as jy self of 'n familielid, kind, of 'n broer of 'n man of 'n vrou wat in een of ander vorm van slawerny vasgevang is. Hier is die ding van slawerny. In die geestesrelms het ons gevind, daar's sekere geeste wat saamwerk, maar die gees van slawerny werk altyd saam met die gees van armoede. Want dit is 'n verslawing, daai gees is 'n parasiet wat kom tap van jou. Hy kom verwoes jou finansies, hy kom verwoes nie net jou lewe en jou gesondheid nie, maar hy verwoes ook jou verhouding. Want dis wat skuldgevoel kom doen, dit verwoes verhoudings. En jy kan ook vanoggend, jy weet jy dat jy kan namens iemand instaan vir oorwinning. As jy weet wat oorwinning is. Dis wat 'n oorwinnaar is. Ek gaan iemand anders help om te wen. Dis wen. Dis die beste oorwinnaars. Ek gaan iemand help om te wen. En jy is vanoggend die Here vertrou vir God kan in oomblikke vrymaak. Die ketting van verslawing breek, want waar die gees van God is, dis die teken van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, niemand se lewe is vryheid. Waar die gees van God is, daar is vryheid. So as jy vanoggend vir iemand wil instaan en ons gaan as gemeente saam bid, en ons gaan opstaan kom teen die gees en om herinner, hy is 'n oorwonde gees, die gees van verslawing. Want dis die hart van die Vader dat elkeen van sy kinders in 'n absolute vryheid sal lewe. Wil jy nie vanoggend saam met my staan en instaan vir iemand wat jy dalk ken en jy sê Here, ek wil U vertrou vir daardie persoon of dalk is jou eie. Ek wil U vertrou vir daai verslawing. Dat daai ketting sal breek. Dat daai mense in oorwinning sal instap en sal smaak die goedheid en die aangenaamheid van die Here. Staan saam as jy iemand ken of vir jouself wil opstaan en ons gaan as gemeente saam vanoggend intree vir vryheid. Kom ons sluit ons so. Vader, U woord leer ons dat wie die Seun vrygemaak het,
hulle sal waarlik vry wees. Here, as u kinders kan ons niks anders te aanvaar as die oorwinning van vryheid, Here. Here, soms is daar 'n stryd, is daar 'n geveg wat geveg moet word, juis vir daardie vryheid. En vanoggend kom tree ons in en ons staan in die gaping vir 'n vriend, familielid, kollega of vir onsself, Here. Ons kom tree in, Here, vir oorwinning, vir vryheid. Dat die vrymakende krag van die woord van God sal manifesteer oor elke verslawing. Ons herinner die gees van slawerny. Jy is oorwin. Jesus het jou uitgeklee. Jesus het oor jou getriomfeer. Die graf is leeg. En jou slang het geen gesag en geen mag nie. Die draak is neergewerp. Want ons oorwin deur die bloed van die lam. Here, en ek bid vanoggend dat die bloed sal vloei tot suiwering, tot bevryding. Die bloed wat skuldgevoel kom wegwas, die bloed wat praat van genade. Here, oordeel gaan niemand red nie, maar die genade kom vanoggend in. Die bloed wat praat van die genade en bring vryheid. En Here, ek spreek, ek profeteer onder inspraak van die Heilige Gees. Vryheid. Kettinge wat breek in hierdie oomblik. Kettinge wat so breek en so dinamies is dat daar geen neeweffekte sal wees nie. Wat se verslawing, Here, dit ook al mag wees. Verslawings wat slegte gewoontes veroorsaak het. Here, vanoggend wil ek juis kom teen sosiale media, pornografie, internetverslawings. Onder die bloed van Jesus en onder die gesag van Jesus Christus, neem ons in U naam, Here Jesus, nie in ons eie vermoë nie, want die oorwinning is hiersin. Neem ons autoriteit, neem ons gesag en ons verbreek die vashou, die kloue lig. En die waarheid van die woord van God beweeg in, want julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En die waarheid van die woord van God sê, ons wat uit God gebore is, sal die wêreld oorwin, want groter is hy wat in ons is. En ek dank die Here, Vader, dat U vir ons 'n bewustheid gee van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. In daardie oomblik waar die versoeking voor ons staan, waar die sonde 'n begeerte in ons het en ons loer, dat ons meer bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees as die versoeking van die sonde. En Here, dat ons deur die krag van U Gees in oorwinning sal stap, Here, en daardie oorwinning sal seëvier, want U, Here, kom maak ons vry, en waar die Gees van God is, daar is vryheid. Gees van slawerny, gees van armoede, ons verbreek jou mag onder die gesag van die Gees van die lewende God in die naam van Jesus Christus. En ek dank U, Vader, dat U liefde elke persoon oorskadu. Dat die Heilige Gees hulle vul, dat die honger, die begeerte, die behoefte, dat dit wat die wêreld vir mense bied om vervulling te kry sal verdwyn. Daai honger sal wegkwyn, Here. En dat die begeerte na U teenwoordigheid net sterker en sterker sal word. En dat ons sal wandel as U kinders. Elke tree, elke sekond van elke minuut, van elke uur van elke dag, en elke dag van elke week, dat ons sal lewe en beweeg met die wete God in ons. God in my, en hy is groter, hy is sterker. Die hoogste gesag in die heelal is die Gees van die lewende God, en ons eer U, Vader, en ons dank U. Here, ek sien uit na getuienisse, wat hierdie, Here, wat 'n vorm van verslawing is, dit ook al mag wees. Here, dalk is dit, ja, Here, soveel goed, wat ons kan opnoem vanoggend, maar dit net sal wegkwyn, en na daai kloue lig, na die salwing, die vettigheid van die Heilige Gees, die juk, laat afgly.
verlos en vry in die naam van Jesus Christus. Amen.